Goeiedag en welkom. Vandag duik ons in die bronne wat jy met ons gedeel het oor 'n besonderse stukkie Tokyo, die area in Katsushika-wijk wat eens as Hondenjo bekend gestaan het. Dis 'n naam wat jy vandag skaars op 'n kaart sal kry. Amper 'n spookdistrik, né? Maar sy stories en sy karakter leef voort. Definitief. In die moderne woonbuurte Tataishi en Yotsugi. Ja, presies. So ons missie, kom ons diep daardie stories op. En ons wys daai verborge hoekies en interessante plekke uit. Jy weet, die wat jy as besoeker dalk anders sou misloop. Ons gaan kyk wat hierdie plek so uniek maak, bietjie weg van die gewone toeristeroetes. Goed, so kom ons begin by die naam self. Hondencho. Dit bestaan nie meer hanteerlik nie. Waar kom dit vandaan? Wel, kyk, dis fascinerend hoe plekname sommer net kan verskyn en weer verdwyn, nê? Hondencho se storie begin in die Meiji-era. Dis nou laat 19de eeu. Japan was besig om vinnig te moderniseer. So in 1889 het 'n hele klomp klein dorpies saamgesmelt. Een van hulle was Tataishi-dorpie. Belangrik. Hulle het toe Tataishi-mura gevorm. Maar net die volgende jaar, 1890, toe verander die naam na Hondenmura. Honden. Het haar naam 'n spesifieke betekenis? Of is dit maar net 'n naam? Ja, nee, dit het betekenis. Die bronne sê Honden verwys terug na 'n ouer streeksnaam uit die Edo-periode. Dis nou die tyd van die shoguns, voor al die modernisering. Spesifieke gebied met die naam Nishakishiyoro Hondensuji. So die naam self dra al klaar eeue se geskiedenis, jy weet. En hierdie dorpie Hondenmura het gegroei. Teen 1928 kry dit dorpstatus, toe word dit Hondencho. Maar sy tyd as 'n aparte dorp, wel, dit was kort. Baie kort. Regtig? Hoekom so kort? Wel, in 1932 het Tokyo massief uitgebrei. Die hele distrik, Hondensho inkluis, is by die stad ingelyf. Dit het toe deel geword van die nuwe groter Katsushika-wijk. En toe, na die Tweede Wêreldoorlog, veral met die nuwe adresstelsel, jy weet, die Jukyo Haiyoji, wat so rondom 1966 ingestel is, toe het die naam Hondensho basies wel amptelik heeltemal van die kaarte verdwyn. Sjoe, so dis hoe die spookdistrik geskep is, deur administratiewe veranderinge, maar die plek self is natuurlik nog daar. Presies, en die gebied wat eens Hondensho was, stem vandag hoofsaaklik ooreen met Tateishi en Yotsugi. Dis belangrik as jy nou die spore hiervan wil volg, né? Ons praat spesifiek van die Hondensho in Katsushika, Tokyo. Daar is ander plekke in Japan met dieselfde naam, maar hierdie een. Dis die een met die stories wat ons vandag ontrafel. En een van daardie stories in Tataishi klink nogal baie intrigerend. Iets oor 'n legendariese klip. Dit klink nou presies na die soort verborge juweel wat 'n nuuskierige reisiger sal fascineer. Absoluut. Dis die legende van Tateishi-sama. Dit beteken letterlik staande klip. En dit gee ook die Tateishi-buurt sy naam. Die klip se geskiedenis is eeue oud. Moontlik selfs uit die Kofun-tydperk. Dis nou die era van die antieke grafheuwels, jy weet, meer as 1000 jaar gelede. Navorsing sê dis 'n spesifieke tipe klip, 'n Boshu-ishi. Dit kom van die Borso skiereiland af. Dis in die nabere Chiba prefecture. So 'n ingevoerde klip, oeroud. Wat is die storie daarom? Klink misterieus. Wel, dit was dalk oorspronklik deel van 'n grafkamer of miskien later so in die Nara of Heian tydperk hergebruik, miskien as 'n mylpaal op 'n ou pad. Maar dis in die Edo-tydperk, 1603 tot 1867, toe raak dit beroemd. Dit het glo meer as 60 cm bo die grond uitgesteek. Maar die legende was, niemand kon die onderkant kry nie, al grawe jy hoe diep. Hulle het dit die Nuwari-ishi genoem, die gewortelde klip. Wow, 'n bodemlose klip. Dit klink amper misties, ja. Nogal, né? Daar was selfs gerugte van rampe wat mense tref wat probeer het om dit uit te grawe. Dit was so bekend, dit het in destydse reisgidse verskyn, soos die Edo Merisho Zoo, maar hier's die aangrypendste deel, die klip het gekrimp.
Gekrimp? Wag, hoe gebeur dit met 'n klip? Ja, wel, deels is dit natuurlik 'n verwering in die grond wat sak oor tyd. Maar dis nie al nie. Dis ook omdat mense geglo het stukkies van die klip het kragte, helende kragte of beskermende kragte. Tydens oorloë, soos die Sino-Japanse en Russo-Japanse oorloë, so aan die draai van die 20ste eeu, het soldate glo stukkies afgesny as koelvaste geluksbringers. Kan jy glo? Dis ongelooflik, regtig. So die mense se geloof in die klip het dit fisies laat wegkalwe. Wat is oor vandag? Vandag is daar net 'n piep klein oorblyfseltjie oor. Jy kan dit skaars sien bo die grondvlak. Dit sorgvuldig bewaar in 'n klein heiligdommetjie daar in Tateishi-Achome. Dis nogal 'n fascinerende plek om te besoek. Dit wys hoe selfs 'n fisiese ding kan verander onder die gewig van menslike geloof en geskiedenis. Die legende word eintlik net groter soos die klip self kleiner word. Dis 'n ware verborgde skat. Dit laat 'n mens nogal dink, né, oor hoe ons stories aanpas by die wêreld om ons. En Tatashishi het seker nog lae van geskiedenis. Jy het genoem dis deel van die ou Hondencho, wat toe die kern geword het van die nuwe Katsushika-wijk. Ja, presies. Toe Katsushika-wijk in 1932 gestig is, moes hulle besluit waar die hoofkantoor kom, die wijkskantoor. En Hondencho is gekies, bo ander plekke wat dalk meer gevestig was. Seker omdat dit redelik sentraal was en potensiaal getoon het. Die heel eerste wijksraadsvergadering, dis gehou in die gimnasium van die ou Hondencho Laer en Hoërskool. Daai skool bestaan vandag nog as Katsushika Stad se Hondelaarskool. Selfs die skoolsaal het 'n storie. Dis fantasties. Ja, en die ou Hondencho domsaal het toe as die tydelike wijkskantoor gedien. En vandag staan die Tateishi biblioteek presies op daardie plek, in Tateishi Inchome. Dis nog 'n versteekte laag geskiedenis as jy die biblioteek besoek, né? Die permanente kantoor is toe in 1937 gebou. Maar die interessante deel is, waar? Dit was op 'n plek wat toe bekend was as die ou Atto Rietveld. 'n Rietveld vir 'n kantoorgebou. Ja, 'n Rietveld, en die bronne sê dit was bekend vir sy vielvliegies in die somer. Kan jy jou dit indink? 'n Veld vol liggies, en dit word die administratiewe hart van 'n nuwe stadsdeel. Dis 'n ongelooflike kontras. Dit van daai transformasie van platteland na stadskern perfek vas, dink ek. Wat het van daardie gebou geword? Het dit die oorlog oorleef? Nee, ongelukkig nie. Daardie vooroorlogse kantoorgebou is in 'n ligaanval in 1945 vernietig, platgeslaan. Vandag staan die Katsushika Symphony Hills Kultuursentrum daar. Dis 'n moderne konsertsaal en gemeenskapsentrum, min of meer op daardie selfde historiese plek in Tateishi Seschome. So jy kan letterlik deur die laag van tyd stap as jy hierdie plekke besoek, van Rietveld na Simfoniesaal. Van viervliegies na Simfoniesaal. Ja, dis nogal 'n evolusie. Indrukwekkend. Maar wat van die atmosfeer in Tateishi vandag? Die bronne skilder 'n prentjie van 'n baie spesifieke, lewendige karakter, veral rondom die drinkplekke. Ja, jy dink seker aan die bekende Senbero-kultuur. Dit beteken letterlik 1000 yen dronk. Sen is 1000 en bero is nou maar 'n informele woord vir dronk wees. Die idee is dat jy vir ongeveer 1000 yen, dis rofweg wat, R100, R120, 'n paar drankies en happies kan geniet. Dis 'n groot trekpleister vir mense wat soek na 'n autentieke, 'n bietjie rou, nie gepoleerde Tokyo-ervaring. Klink goed. Waar kom daai kultuur vandaan? Dis nie oral in Tokyo so nie, né? Nee, dis nogal spesifiek. Dit het wortels in die komplekse naoorlogse tydperk. Tateishi was 'n industriële area. Na die oorlog is daar gereewe verwerkers opgerig. Daar was ook die teenwoordigheid van die RA, dis nou die Recreation and Amusement Association. Hulle het ontspanning gereël vir die geallieerde besettingsmagte. Hierdie faktore het saam bygedra tot die area se unieke, ooplewende Shitamachi-atmosfeer. Dis daai gevoel van 'n tradisionele werkersklasbuurt. Soms 'n bietjie rof om die kante, maar baie verwelkomend, baie informeel. En waar ervaar mense dit die beste, as ek nou sou gaan? Beslis rondom Tateishi-stasie. Die Tateishi-Nakami se winkelarkade is 'n moetsien. Dis 'n nou gangetjie propvol klein winkeltjies. Dit voel regtig asof jy terugstap na die Showa-era.
Jy weet 1926 tot 1989. Dis amper soos 'n lewende museum. Regtig. Hier kry jy heerlike, goedkoop eetgoed. Dink aan plekke soos die Aichia slaghuis vir gebraaide lekkernye. Hulle kroket is beroemd. Of Kurai Shoten vir tuisgemaakte bykosse. Dis daai soort plekkies. Maar die absolute toonbeeld, dis seker Non by Yokucho, wat letterlik dronkerd steeg beteken. Dis 'n doolhof van piepklein atmosferiese kroegies wat skouer aan skouer staan. Dis 'n ware ervaring van 'n vervloë era. Wow, dit klink ongelooflik atmosferies, ek kan me dit voorstel. Dit is baie, maar en dis belangrik om te weet veral as jy beplan om te besoek hierdie hele area rondom die stasie. Dit staar grootskaalse herontwikkeling in die gesig. Nou dadelik baie van hierdie ou geboue, die steegies, daai unieke atmosfeer, dit mag dalk binnekort verdwyn of drasties verander. Dit gee 'n besoek nou amper 'n gevoel van dringendheid, né? Sien dit voor dit transformeer. Dit maak die ervaring dalk net nog meer kosbaar. Ja, dis fascinerend hoe daai naoorlogse geskiedenis vandag nog so tasbaar is in die Zenboro kultuur. Al staan dit op die rand van verandering. Maar Tateishi is net een deel van die ou Hondingshow se storie. Kom ons skuif ons fokus 'n bietjie na die ander helfte, Yotsugi, waar 'n heel ander soort moderne legende posgevat het, né? Iets met popkultuur. 'n onverwagse kinkel gekry. Dis die geboorteplek van Takahashi Yoichi. Hy's die manga-kunstenaar wat die wêreldbekende sokkermanga en anime Captain Tsubasa geskep het. En dit het die area op die kaart geplaas vir 'n heel nuwe soort besoeker, die anime-pelgrim. Regtig? So jy kan letterlik in die voetspore van hierdie karakters loop, deur die strate. Absoluut. Katsushika Wijk het dit ten volle omarm. Die reis begin sommer by Yotsugi-stasie self. Die hele stasie is versier met Captain Tsubasa temas, van die mure tot by die plafon. Dis nogal iets om te sien. En van daar af kan jy op 'n soort skattejag gaan, na bronstandbeelde van die hoofkarakters. Daar's 8 van hulle, versprei oor Yotsugi en selfs tot in Tateishi. Jy kry natuurlik vir Tsubasa Ozora, die hoofkarakter, reg by Yotsugi-stasie. Dan is daar die doelwagter, Genzo Wakabayashi, en die aanvaller Kojiro Hyuga in die Yotsugi Tsubasa Park. Tsubasa se vriend Taro Misaki is in Shibuya Park en selfs die Duitse mededinger Karl-Heinz Schneider. Hy staan by die Katsushika Algemene Sportsentrum. Een bron sê dis Miller, maar dis definitief Schneider. 'n Regte anime-pelgrimstog deur 'n andersins stil woonbuurt. Dis 'n wonderlike voorbeeld, né? Hoe popkultuur 'n tradisionele plek nuwe betekenis en wel aantrekkingskrag kan gee. Maar wat van die naam Yotsugi self? Dit klink nie so direk soos Tateishi, staande klip nie. Is daar 'n storie daar? Ja, dis is nog 'n stukkie intrige. Anders as Tateishi is daar nie een enkele bevestigde oorsprong vir Yotsugi nie. Dit beteken letterlik 4 bome. Maar hoekom? Wel, daar's 3 hoofteorieë wat die rond te doen. Elkeen het sy eie bekoring. Nommer 1, die eenvoudigste, dat daar eens 4 groot, prominente bome in die area gestaan het, wat as 'n landmerk gedien het, logies genoeg. Nommer 2, bietjie meer kompleks. Dit hou verband met 'n standbeeld van prins Shotoku. Hy's 'n belangrike historiese figuur by die Sekolji-tempel. Dis in Yotsugi 1 Choma. Die legenda wil dit hê, die kop van hierdie spesifieke beeld is uit 4 stukke hout gemaak. So, 4 hout, Yotsugi. Miskien. En nommer 3, die mees dramatiese, dat die beroemde shogun Minamoto no Yoritomo hier verbygekom het, op pad na 'n veldtog, laat 12de eeu. En dit was presies om Yotsu-uur. Dis 'n ou tydsaanduiding omtrent 10 uur in die oggend of aand. So die naam self is 'n klein raaisel. Niemand weet regtig seker nie. Dit dra by tot die bekoring, sou ek sê. Presies, dit maak Yotsugi nie net 'n plek met 'n vaste geskiedenis nie, maar een wat jou laat wonder, wat uitnooi tot interpretasie en verbeelding. En interessant genoeg, na die oorlog was Yotsugi vir 'n kort rukkie bekend as die Ginza van Katsushika. Die Ginza, soos in die ligse een. Ja, Ginza is natuurlik Tokyo se bekende luxe inkopiesdistrik. Yotsugi het toe 3 fliekteaters gehad. Kan jy glo? Dis 'n reuse kontras met sy huidige, baie rustiger, hoofsaaklik residensiële gevoel. Waar kan jy daar die plaaslike gevoel vandag ervaar in Yotsugi?
'n goeie plek is die Shibuya winkelstraat. Shibuya Shotengai. Dis 'n kronkelende ouer straatjie. Dit het nog steeds daardie autentieke plaaslike atmosfeer, lekker weg van die groot toeristemassas. Nou die bronne noem ook hondepark in Tateishi. Hoe pas dit in by die prentjie vir iemand wat die area verken? Is dit nog 'n versteekte juweel? Wel, Honda Park, en onthou weer, dis Honden van die ou naam, nie die karre nie. Dis 'n kleiner, moderne beerdparkie, geopen in 1973 in Tateishi 3-Chome. Sy hoofdoel is eintlik baie prakties, jy weet. Dis 'n noodgereedskapsentrum vir die gemeenskap. Dit het stoorplek vir noodvoorrade, bankies wat in stowe kan verander, 'n ondergrondse watertank. Dit vorm saam met 'n tweede parkie langs aan, Honda Daini Park, 'n belangrike punt vir rampbestuur. OK, so dis meer funksioneel as wat dit 'n toeriste aantreklikheid is. Vir die meeste besoekers, ja. Dis nie regtig 'n bestemming op sy eie nie. Jy sal nie spesiaal daarvoor gaan nie. Daar is 'n klein glyplankie en gesondheidstoegerusting wat meestal deur plaaslike ouer mense gebruik word. Dit gesê, dit kan 'n rustige plek wees vir 'n blaaskans as jy nou besig is om Tateishi te verten. Veral, soos een resensie noem, tydens Kersiebloeseisoen. Dan's dit blykbaar heel aangenaam. En daar's 'n klein stukkie trivia. Die bekende, ietwat kontroversiële TV-drama Kokokyoshi, hoërskoolonderwyser, het glo tonele hier geskied, maar dis voor die park opgeknap is. So vir die ware speurder is daar selfs hier 'n mini-verborgde stukkie popkultuurgeskiedenis. Maar ja, dis hoofsaaklik 'n plaaslike gerief. Goed, so as ons nou alles saamvat, hierdie hele reis deur Hondenchou se nalatenskap, deur Tateishi en Yotsuri, wat beteken dit vir jou, die luisteraar, wat dalk hierdie minder bekende deel van Tokio wil gaan verken? Ek dink dit wys dat selfs wanneer 'n pleknaam van die kaart verdwyn, die stories, die karakter, dit bly diep ingebed. In die strate, in die mense, Tateishi en Yotsugi bied 'n ongelooflike ryk tapestry. Dit wys soveel lae van Tokio se geskiedenis, van oeroue legendes en shoguns tot naoorlogse groei, die unieke atmosfeer van daai Shitamachi drinkplekke en selfs moderne anime-pelgrimstofte. Dis ver van die glans van Sema Shibuya of Shinjuku, maar dis 'n lewendige museum as jy weet waar om te kyk. Ja, dit beklemtoon regtig hoe die verlede die Here vorm, op sulke onverwagte maniere. 'n Krimpende heilige klip, 'n veld vol vuurvliegies wat 'n administratiewe sentrum word, 'n sokkeranime wat nuwe lewe in stil straatjies blaas. Dis daai laag, né? Dis wat hierdie area so fascinerend maak. En dis 'n goeie herinnering, dat selfs in 'n hipermoderne stad soos Tokio, is daar steeds plekke wat voel asof hulle uit 'n ander tyd kom. Plekke met diep wortels en unieke persoonlikhede wat jy kan ontdek. Hier is dan 'n laaste gedagte vir jou om oor na te dink. Terwyl plekke soos die Tateishi-stasiegebied daai herontwikkeling in die gesig staar, dan ontstaan die vraag: hoe balanseer 'n stad die behoefte aan modernisering met die behoud van hierdie unieke atmosfeer, hierdie verborgene stories? Wat kies ons om te red? Wat laat ons gaan? En wie se stemme tel regtig in daardie besluit? Dis iets om oor te wonder, dink ek. Nie net in Tokio nie, maar enige plek waar jy 'n ouer woonbuurt verken en soek na daardie verborgene laag net onder die oppervlak.